Goeiemôre, liewe medegelowige. Vandag is dag 11 van ons 21 dae van vas en gebed. En vanoggend dan die derde boodskap wat verband hou met wassingsgebede. En ons is by die koperwaskom in die tabernakel. En vanoggend gesels ek met jou oor die derde van 3 maniere om wassingsgebede te bid, en dit is asemhalgebede. Nou, ek het oor die jare in my eie gebedslewe agtergekom dat daar sekere gebede is wat ek in sekere seisoene van my lewe ervaar op die voorgrond van my gedagtes en veral my gebede is. Nou, ek dink dit kan dalk die beste uitgedruk word en beskryf word as daardie versigtinge van my hart wat deurgaans op die voorgrond van my gedagtes is. Nou, hierdie gebede verwoord daardie dinge wat ek voel ek in hierdie seisoen van my lewe werklik nie sonder kan klaarkom nie, en wat ek voel vir my lewe noodsaaklik is. Hierdie gebede hou meerendeels verband met my geestelike behoeftes. Nou, natuurlik afhangende van jou persoonlike omstandighede en ook die seisoen waarin jy jouself bevind. Ja, klink almal se gebede natuurlik anders, en ek dink ek gaan net om jou te help, jou net 'n paar voorbeelde gee om jou te help om dalk jou eie te kan identifiseer. So, in 'n betrokke seisoen van my lewe het ek agtergekom dat daar 'n paar dinge in my lewe is wat ek amper konstant bid. As ek myself kry, dan bid ek daarvoor, en ek het hierdie 7 dinge geïdentifiseer wat afwisselend, maar deurgaans op die voorgrond van my gebede was. Die eerste een was gebed vir wysheid. Ja, ek dink almal van ons wat in die bediening is, as jy in die bediening staan, kan jy nie sonder wysheid nie, en ek het agtergekom dat ek gereeld vir die Here om wysheid vra. As ek myself kry, dan vra ek, Here, gee my wysheid. En wat ek dan doen is ek gaan Bybel toe en ek gaan memoriseer skrifgedeeltes wat met hierdie betrokke behoefte verband hou en waar die Here spesifiek daarin 'n belofte gee rakende hierdie behoefte in my lewe. En ek bid dan hierdie gedeelte gedurig deur as 'n asemhalingsgebed. 'n Wenk wat ek jou dalk net kan gee is moenie baie skrifgedeeltes probeer memoriseer nie, maar vra die Heilige Gees vir miskien een kernskrifgedeelte rondom hierdie saak in jou lewe en memoriseer dit en bid dit dan, en wanneer ook al ek voel dat hierdie versigtiging in my gees opwel, dan begin ek dit bid en ek sê, Here, gee my wysheid. So byvoorbeeld sê Jakobus 1 vers 5, en as een van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ja, dit is maar net een voorbeeld van asemhalgebede, en ek sal probeer om miskien 2 skrifgedeeltes met betrekking tot hierdie saak te memoriseer, sodat ek dit dan by welke aansluiting dit reeds in my hart en in my mond gereed het, en so kan ek deurgaans die skrif bid sonder of rondom hierdie areas van behoefte in my lewe. Nog een van die asemhalgebede wat ek gedurig bid, is maar net om jou 'n voorbeeld te gee om jou te help, is byvoorbeeld gebed vir openbaringe. Ja, as 'n prediker is die bedieningsjuk aan my toevertrou om voortdurend 'n vars woord van die Here aan die gemeente te moet bring, en ja, indien die Here nie my geestelike oë en my ore open, die Heilige Gees die woord nie vir my oopbreek nie, sal dit vir my nie moontlik wees om my roeping te vervul nie. So een van my asemhalingsgebede wat ek voortdurend bid, Psalm 119 vers 18 wat sê, open my oë, Here, dat ek die wonders uit die wet kan sien. En dan bid ek ook Efesiërs 1 vers 17 wat sê, ek vra God dat hy my sal skenk die gees van wysheid en openbaring en kennis, verligte oë van verstand, sodat ek kan weet. Daar is dinge wat ek nie weet nie, en nie kan sien sonder die verligtingswerk en die inspraak van die Heilige Gees nie, en dit is met die oog op die openbaring hiervan, van hierdie skrifte, dat ek dit sonder ophou dan bid. En ja, so kan jy aangaan. In jou eie lewe sal daar unieke dinge wees, en as jy 'n bietjie gaan sit en met die Heilige Gees praat en gaan dink, dan gaan hy vir jou wys en jy gaan agterkom, jy het jou eie asemhalgebede. Nog 'n gebed wat 'n asemhalgebed vir my is gebed vir 'n gewillige gees. Psalm 51:14 waar ek bid en ek sê, Here, ondersteun my deur 'n gewillige gees. Dan nog 'n gebed vir vrymoedigheid. Ja, omdat die vyand alles in sy vermoë sal doen om ons van ons vrymoedigheid te probeer ontneem. Hy wil ons monde snoer sodat ons nie die goeie nuus met ander sal deel nie. Hy wil nie hê ons moet ons roeping vervul nie. Hy wil nie hê ons moet ons bedieninge ten volle uitleef nie. En daarom vra ek die Here gedurig deur dat hy my vrymoedigheid sal gee. Ek bid Handelinge 4:31 wat sê, en toe hulle gebid het,
is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en hulle die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Ek bid dit en een van my asemhalingsgebede, nog 'n asemhalingsgebed is byvoorbeeld om moedig te wees, om vreesloos te wees en daar sommer baie ander skrifte. In hierdie verband, ek noem net die teksverse net vir jou onthaalwe om jou te help. Rigters 6 vers 12, Josua 1 vers 6, Josua 1 vers 8 en 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7. En so kan jy jou eie asemhalgebede formuleer saam met die Here en so kan ek en jy heeldag in gesprek wees met God. Wanneer jy gras sny, wanneer jy huis skoonmaak, terwyl jy werk, waar ook al jy is, en wanneer ons die woord bid, vriende, dan vind daar 'n wassing in ons sielsdimensie plaas, 'n heiliging in die gees van ons gemoed. En so word ons verander deur die vernuwing van ons gemoed. En op hierdie wyse leer ons veral om die wil van God te ken, dit te onderskei, en raak ons sensitief vir die stem en die leiding van die Heilige Gees. En so leer ons hoe om in gemeenskap met die Heilige Gees te leef en wat dit beteken om in hom te bly en sy woorde in my. Kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Vader, ons wil in hierdie oomblik vir die baie dankie sê. Dankie vir die ewige kosbare woord. Dankie dat die woord in gebed ook 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Here, ons wil opnuut die woord in ons harte bære. Dawid het eens onder inspirasie van die Heilige Gees in Psalm 119 vers 12 gebid en gesê: Leer my u insettinge, Here. Dit is die gebed van my hart, dat ons u insettinge sal oordink en Here op die paaie sal let. Here, ons wil ons verlustig in die woord. Ons wil dit nie vergeet nie. En Heilige Gees, dankie dat u ons leer en ons lei in die waarheid. En dankie dat u ons oë open om die wonders van die wet te kan verstaan. En Here, ons bid dan dat u aan ons die gees van wysheid, openbaringe, kennis sal gee, Here, terwyl ons dan in hierdie vorm van gebed inleen, is dit die gebed van my hart, dat u ons sal was deur die woord, ons denke sal vernuwe en verander ons gees. Mag die vrug van die gees deur gebed in ons lewens toeneem. Dit bid ons met vrymoedigheid in Jesus se kosbare naam alleen. Amen.